Welkom terug. Ons het die nuus gehoor van die nuwe minimumloon en so belangrik om daaroor te gesels om te kyk hoe dit beide werker en werkgewer affekteer. En volgende gesels Mornay van Sail en Gerard Geldenhuys is saam oor hierdie spesifieke kwessie. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Ek dink dit is so belangrik om hieroor te praat want ek dink baie mense is senuweeagtig. Jy skielik besef jy meer betaal. Ander mense is weer so dankie tog, ek kry meer geld en ons soveel kante en van hierdie kwessie waaroor mens kan gesels van dit beïnvloed almal verskillend. So kom ons begin by die minimumloon styging self wat nou net so oor die R30 is. Wat neem mense in ag of die regering in ag as hulle besluit okay, die minimumloon moet verhoog? So hulle kyk maar na ons verbruikersindeks en wat hulle nou maar eintlik glo in daai geval 'n nuwe billike minimumloon sal wees. As ons nou gaan kyk na vorige studies wat gedoen is, dan is dit nog steeds nie naaste by wat 'n leefbare loon sou gewees het. As ek reg onthou, die laaste studie wat gedoen is, het gesê 'n minimum van R12.000 is wat 'n leefbare loon is. So ons is nog 'n bietjie ver van dit af. Maar die minimumloon se verhoging soos dit nou jaar op jaar gebeur, kyk hulle maar verbruikersindeks en dan kyk hulle wat hulle glo in daai geval sal 'n billike minimumloon wees. En wat se regsaanspreeklikheid het die werkgewers? Wat word daar onmiddellik van hulle vereis om seker te maak hulle gee hierdie wel vir hulle werkers? So baie eenvoudig, 1 Maart. Van die 1 Maart af moet jou loon opgaan. En jou loon is natuurlik op jou uurliks of as dit nou enigiets anders as uurliks is, wat ook al daai bedrag wat sou gewees het as jy dit nou terug kon werk na ure toe. Effektief van die 1 Maart af moet daai loonverhoging in plek gestel word. Gerard, is dit van toepassing op alle sektore of net sekere sektore? So die minimumloon homself is, ons kan dit so verduidelik dat dis 'n algemene instelling. So jy het natuurlik jou ander sektore wat hulle eie bepalinge het. So kom ons sê byvoorbeeld 'n petrolstasie val onder MIPCO. MIPCO het hulle eie loonbepalinge. Dieselfde soos ingenieursfirmas het ook hulle eie MEIBC en dan gaan dit so aan en aan. Nou wanneer jy nie onder so 'n regulator val nie, dan is dit nou natuurlik wat jy onder minimumloon of die wet op basiese diensvoorwaardes in die algemene wetgewing val, wanneer daar nie 'n kollektiewe ooreenkoms is wat jou spesifieke industrie reguleer nie. Mornay, 'n plaas- en huishoudelike werkers. Kom ons kyk 'n bietjie na hulle. Is hulle in lyn met die standaard minimumloon uit 'n arbeidsregtelike oogpunt? Hoe groot skuif is dit vir byvoorbeeld histories kwesbare werkers en is daar enigiets wat werkers of werkgewers kan doen om ander lone te onderhandel? Ja, so as ons kyk oor die laaste 5 jaar, die gemiddelde loonverhoging was hoër gewees as die verbruikersindeks persentasie verhoging. So wat dit beteken is dat die werkgewers, die kopers, het 'n sterker koopkrag gehad. En toe COVID-19 begin, het ons natuurlik 'n duik gesien in dit, want mense het nie gewerk nie ensovoorts. So oor die afgelope tyd het dit versterk, so die kopers het 'n sterker koopkrag gekry. Hulle kan onderhandel, so enige werknemer en werkgewer kan 'n onderhandelingsproses loods. En dan die wet help ons daarmee om bepalinge en voorwaardes dan te bepaal en as die werkgewer en werknemer ooreenkom op verhoogde lone op die einde van die dag. Gerard, as ons kyk na die uitgebreide openbare werkers, daai minimumloon is net oor die R16. Okay, so jou minimumloon vir almal anders is net oor die R30, hulle sin is R16. Is dit verdedigbaar? Hoekom is daar so groot gaping tussen die minimumloon en die uitgebreide werkers se loon? Dit klink verskriklik onregverdig as mense dit net so van buite af kyk, maar ek dink die groot ding wat ons moet onthou is konteks. Ja. So as mense nou kyk na EPWP werkers, die hele rede agter dit na die 2008 instelling daarvan is om vir mense wat in gebiede bly waar daar nie werk is nie en hulle word natuurlik net deur die staat aangestel. So dit is nie privaat maatskappye wat hulle aanstel nie. Hierdie is bloot ingestel as 'n tydelike werk vir iemand wat hulle ervaring gee en natuurlik laat hulle in die werksmag kan intree op 'n permanente basis later aan. So hulle lone is natuurlik minder want dit word natuurlik deur publieke fondse gegee vir hulle en dit is tydelik en die doel daar agter is om mense reg te kry om in die werksmag te kan intree deur geleenthede te skep wat hulle andersins nie sou gehad het nie. So as ons dit nou vergelyk met wat in die privaat sektor gebeur, 'n normale maatskappy kan deur 'n SETA aansoek doen vir beurse. En daai mense kry ook glad nie naaste by minimumloon nie, want hulle word natuurlik betaal deur die SETA op 'n stipend, wat ook al dit nou moet wees, R1,800 'n maand of wat ook al vir hierdie praktiese ondervinding en die teoretiese opleiding wat hulle kry. So as mens kyk na dit in so 'n mate wat dit eintlik net werkskepping is, al is dit net op 'n tydelike basis,
is dit geregverdig wettiglik. Ekskuus, want jy sê nou werkskepping, maar vroeër het ons gepraat oor 'n leefbare salaris sal R12.000 wees. So 1.800 is dan redelik ver verwyderd van hierdie af. Ja, nee, korrek. Dit is nie naaste by waar ons kan wees of moet wees nie, maar dit is ongelukkig maar net die kaarte wat ons het op hierdie stadium. Ja. Gerard, wat van klein sakeondernemings wat sê hulle kan letterlik net nie nog 'n loonverhoging absorbeer nie? Watter regsverligting of vrystellingsopsies bestaan werklik en is dit realisties? So die wetgewing maak voorsiening in artikel 15 vir 'n vrystellingsaansoek. Nou wat dit eintlik nou maar net beteken is oom Jannie se viswinkeltjie, hy kan dit nie bekostig nie. So eenvoudig soos dit. Hy kan 'n aansoek doen onder artikel 15 vir vrystelling. Nou dit beteken natuurlik en werkgewers moet baie deeglik daar dink voordat hulle sulke aansoeke loods, want natuurlik hierdie gaan direk na die departement van arbeid toe en hulle moet dit kan goedkeur en gewoonlik die bewysstukke wat saam met dit gaan is byvoorbeeld finansiële state om te kan wys dat jy werklik nie minimumloon kan bekostig nie. So en dit is net vir 'n 12 maande periode. Nou in my persoonlike ervaring wat ek al gevind het is hulle kan dit vir jou gee, maar dan kan hulle ook verwag dat jy dit op een of ander stadium moet terugbetaal wanneer dit weer beter gaan met jou. So dit is nie noodwendig jy word vrygespreek nie. Ja. En natuurlik as hulle vir jou sê nee, jy kry nie hierdie vrystelling nie, dan is jy klaar op hulle radar en wat gebeur dan is ons kry daar inspekteurs wat op jou deure kom aanklop. Jo. As mens dink aan of die regering regtig hierdie kan afdwing, die regsmeganismes wat daar is, kan die regering regtig by elke huishouding uitkom, plaas, winkel, maatskappy om seker te maak dit word afgedwing? Ja. Hulle kan definitief. So dit is hoekom ons departement van arbeid inspekteurs het, jou ander sektore het ook hulle eie agente wat natuurlik gaan, hulle doen flash audits, hulle het routine audits, hulle het spesifieke areas waartoe hulle moet gaan ook. Ja. En hierdie mense gaan net maar bloot uit en kyk na hierdie goeders. En as jy gaan kyk na die wet op basiese diensvoorwaardes artikel 69, maak voorsiening vir hierdie mag van hulle om te gaan na jou werksplek toe. Hulle hoef jou nie eers kennis te gee nie. Hierdie is iets wat werkgewers ook nie noodwendig verstaan nie, dat jy moet vorige kennis kry en dit is nie die geval nie. Hulle kan instap en solank hierdie persoon gemagtig is om in te stap, kan hy 'n audit doen en dan kan dit natuurlik afdoen deur middel van 'n nakomingsbevel alternatief deur jou eie werkers wat jou gaan aankla by die departement of na die KVBA toe gaan. Maar kom ons kyk bietjie na die werkers wat minder as die minimumloon verdien. Watse regsmiddele is daar vir hulle beskikbaar en hoe vinnig kan dit regtig werk? Ja, so wat Gerard ook nou genoem het, daar's verskeie maniere wat hulle dit kan doen. So ek dink die mees algemene is hulle gaan departement van arbeid toe en hulle lê 'n klagte by die departement van arbeid. Departement van arbeid sal dan 'n inspekteur aanstel wat die maatskappy besoek. En soos Gerard ook gesê het, is dat 'n ander opsie is om CCMA toe gaan, KVBA. Ek dink ons almal ken dit as die CCMA, is om CCMA toe te gaan en dan gaan basies instruksie kry by hulle wat deurgegee word aan die maatskappy om die regte hoeveelheid lone te betaal vir die werknemers. So dis basies die opsies wat daar buite is. En wat ons sien ook in die omgewing en die industrie. Maar nee, ek dink daar's baie mense wat nou sit en kyk en gaan, okay, ek aanvaar dat mens net so oor die R30 nou moet betaal vir die minimumloon. Ons moet mense kry om te kan leef van hierdie af. Aan die ander kant kan ek nie meer as 'n huishouding noodwendig daai betaal nie. Wat is die wet of watse regte het ek? Kan ek mense net laat gaan? Kan ek hulle werksure verminder? Wat is beide die werker en die werkgewer se regte? Ja, so ek dink dit is waar dit half bietjie bang raak in terme van herstrukturering en wat ons almal ook ken as retrenchments, maar net een stapie terug. So 'n werknemer mag nie eensydiglik net iemand se bepalinge en voorwaardes gaan verander nie. So basies ek kan nie vir jou sê ek gaan nou vir jou minder betaal, ek gaan jou posbeskrywing verander ensovoorts. Ek mag dit nie doen nie. Sou ek dit doen, mag die werker CCMA toe gaan en die CCMA gaan sê die werkgewer, jy moet jou goedjies in plek sit soos wat dit gewees het van tevore. Ja. So dit kan gebeur en dan tweedens, as ek dit nie kan bekostig nie, ek as 'n maatskappy kan ek begin met 'n herstrukturering of 'n retrenchment proses. En dis natuurlik ook maar 'n emosionele proses vir werkers om daardeur te gaan, maar ook vir maatskappye. Mens wil nie noodwendig jou mense aflê en sonder werk laat sit op die einde van die dag nie. Gerard, in jou opinie, dink jy ons gaan werksverliese sien as gevolg van die minimumloon wat styg? Definitief.
definitief. Dis 'n ongelukkige waarheid wat ons jaar op jaar sien. Ons firma het byvoorbeeld 2500 konsultasies gehad in laas jaar alleen met minimumloonstygings. Dit is nou nie noodwendig 2500 afleggings nie, maar konsultasies in hierdie prosesse en ons sien dit ongelukkig meer en meer veral na COVID tydperk wat maatskappye meer onder druk is. En enige iets wat die emmer kry meer gate in, maar jy weet ons kry nie meer water vir die ding nie. So dit lei nou maar ongelukkig na werksverliese toe, ja. Gerrit Mordenay, baie dankie vir julle tyd. Ek dink dit is so belangrik om hieroor te gesels dat almal ook net weet wat hulle regte is en opsies, spaar om oor te dink, né? Baie dankie vir julle tyd vanoggend. Baie dankie. Lekker dag. So belangrik om te weet wat jou regte is en sterkte met daai besluite. Dit is Gerrit Geldenhuys en Mordenay van Sail. Bly skakel net hier na ons in die kombuis.